Sakeliga het 'n finale eis aan die Property Practitioners Regulatory Authority, die PPRA, gestel om 'n geskrewe onderneming te verskaf om sy BEE-beleid terug te trek en om te keer. Ons brief volg op berigte die afgelope dae dat die PPRA versekerings gegee het van 'n tydelike opskorting van sy onregmatige BEE-beleid. In gevolge die onregmatige beleid het die PPRA sedert minstens April vanjaar geweier om eiendomspraktisyns se getrouheidsfonds sertifikate, die Fidelity Fund Certificates, die FFC's, uit te reik op grond van hul BEE-status. Die PPRA het egter nou aan Sakeliga bevestig dat dit nie sy amptelike standpunt verander het nie, deur slegs te sê dat die PPRA raad na verwagting oor die saak sal beraadslag, versuim die PPRA om enige uitdruklike onderneming te verskaf om die beleid of op te skort of terug te trek. Opvallend is dat die PPRA steeds ons eise ignoreer dat dit die beleid in die openbaar moet terugtrek, sy besluit aan die bedryf moet kommunikeer, aansoeke onmiddellik moet heropen vir diegene wat in FFC geweier is en dus verbied word om handel te dryf, en moet onderneem om nie enige soortgelyke BEE-beleid af te dwing nie. FFC's is gewigtig, omdat die staat eiendomsagente, ontwikkelaars, bestuursagente, afslaers en 8 ander kategorieë wat as eiendomspraktisyns beskou word, verbied om sonder 'n FFC besigheid te doen, anders staar hulle vervolging in die gesig. Nou, terwyl Sakeliga dit sou verwelkom as die PPRA sy onregmatige optrede sou staak, sou dit onwys wees om staat te maak op stellings wat die PPRA self nie bereid is om te maak of te bevestig nie. Trouwens, die PPRA se voortgesette weiering om die nodige ondernemings aan Sakeliga se regspan te verskaf, ondanks dat hulle in kennis gestel is van ons voorneme om te litigeer, moet voorlopig beskou word as 'n aanduiding van 'n voorneme binne die PPRA om sy beleid te handhaaf, minder ooglopend onregmatige maniere te vind om dit toe te pas en om dit uiteindelik in die hof te verdedig. Sakeliga se standpunt bly dat die vereiste van 'n BEE-sertifikaat en of 'n beëdigde verklaring ongeag die BEE-vlak 'n belangrike beslissingspunt vir die bedryf is, aangesien daardie vereiste daarop gemik is om onaanvaarbare politieke inmenging te normaliseer. BEE het niks te doen met 'n kandidaat se geskiktheid om 'n FFC te ontvang en 'n eiendomspraktisyn te wees nie, en dit behoort daarom nie as 'n vereiste vir FFC's beskou te word nie. Die vereiste van 'n BEE-sertifikaat en of 'n beëdigde verklaring is 'n Trojaanse perd waarmee die staat politieke lisensiering vir ekonomiese deelname invoer. Sakeliga beveel dus aan dat sakelei altyd 'n minimumdrempel stel vir geloofwaardige en betekenisvolle ondernemings deur staatsentiteite soos die PPRA. Vir die staat se stellings om aan so 'n drempel te voldoen, moet dit ten minste skriftelik en uitdruklik wees. Dit moet deur die staatsentiteit self voorsien word. Dit moet openbaar gemaak word en dit mag nie op 'n gril omkeerbaar wees nie. En ons het daarom vandag die PPRA aan kennis gestel dat ons by Sakeliga volhard met ons finale eise van 2 Augustus 2024, wat behels dat die PPRA skriftelik die volgende moet doen. 1. Sakeliga voorsien van al sy beleide rakende die saak. 2. Bevestig of dit sy reël of sy beleid of wat ook al rakende geldige of alternatiewelik die minimum vlak 8 BEE-sertifikate vir die uitreiking van FFC's onttrek het, al dan nie. 3. Aan alle eiendomspraktisyns kommunikeer dat daar nie meer van hulle vereis word om aan 'n minimum vlak 8 BEE-sertifikaat drempel te voldoen nie. Die PPRA moet dit self sê. 4. Aan almal wat voorheen in FFC weens hierdie reël of beleid geweier is, die PPRA moet aan hulle kommunikeer dat hulle onmiddellik weer kan aansoek doen op grond van voorheen ingediende dokumentasie en dat die PPRA nie 'n minimum vlak 8 BEE-sertifikaat drempel sal vereis nie. En 5. Die PPRA moet onderneem om nie enige verdere reël of beleid af te dwing wat minimum BEE-drempels of enige soortgelyke rasgebaseerde vereistes vir die uitreiking van FFC's stel nie. Ons het die PPRA aan kennis gestel dat, indien dit versuim om aan hierdie eise te voldoen, ons met verdere regstappe sal voortgaan.
Dit sal onder andere 'n aansoek insluit vir geregtelike ersiening van die PPRA se besluit, bo en behalwe enige verdere grondwetlike of ander uitdagings rakende die geldigheid en grondwetlikheid van die eiendomspraktisynswet. Wat by die PPRA gebeur is deel van die derde golf van BEE. En dit is dat dit nou algemene praktyk onder staatsentiteite word, wat daarop uit is om ekonomiese sektore te beheer. En hiervolgens word BEE vereistes in 'n twee-fase benadering in plek gestel. Eerstens deur BEE-sertifikate as 'n vereiste in te stel, sonder om 'n spesifieke nakomingsvlak te vereis, en dan tweedens, deur hoër en hoër BEE-vlakke te vereis sodra 'n bedryf gewoond geraak het aan die BEE-sertifiseringsproses. Om BEE tot die vlak van lisensiering vir ekonomiese deelname te verhoog, is die sleutelkenmerk van die derde golf van BEE. En vir meer daaroor, besoek Sakeliga se webblad.